Ek word vanoggend wakker met hierdie sagte reentjie wat hier buitekant val en dit is my so lekker om net in die bed te kom gelê het vir 'n oomblik en net te luister na hierdie reën wat val. Vanoggend wil ek vir jou kom vra. Met watse wapens gaan jy hierdie dag binne? Met watse wapens gaan jy in hierdie geveg wat dalk voor jou lê vandag in? En ons almal ken die gedeelte van Dawid en Goliat en waar Dawid gekom het, sy pa het hom gestuur en ek dink hy was 'n jong tiener gewees as ek so na die storie kyk, weet baie chuffed en baie, hy sien kans vir baie en ja, ek dink hy was regte ou wintie gewees. Want hier kom hy en hy kom vra sy broer en hy kom vra vir die manskap, wie is hierdie onbesnede man wat my God kom probeer uitdaag en Saul sê vir hom, jy kan nie hierdie ding doen nie en hy praat met sy boeties en sy boetie sê vir hom, nee, jy kan nie, jy's die jongste, jy's te jonk, jy het nie eens die regte klere aan en Dawid sê vir hom, maar ek het die leeu se kake gebreek en hy gaan oor alles wat hy al gedoen het en toe kom Saul op 'n stadium en hy sê vir hom, goed dan, gaan dan as jy wil gaan. En Dawid en Saul kom en hy wil vir hom sy kleed aantrek. Hy sê, hoor hierso, in 1 Samuel 17 vanaf vers hy sê so in 1 Samuel 17 vers 38, hy sê, en Saul het Dawid sy klere laat aantrek en 'n kopere helm op sy hoof gesit en hom 'n pantser laat aantrek. En Dawid het sy swaard bo oor sy klere sy klere vasgegord en toe hy die moeite doen om te loop, omdat hy nog nooit probeer het nie, sê Dawid vir Saul, ek kan nie hierin loop nie, want ek het dit nog nooit probeer nie, en Dawid het dit uitgetrek. Hoor wat sê in 45, en daarom neem hy sy staf in sy hand en soek vir hom uit die spruit 5 gladde klippe wat hy gehad het, naamlik in die slingersak, en met sy slinger in sy hand het hy nader gekom na die Filistyn. So ek weet ons praat almal van, waarmee kom jy en net deur 5 klippies het Dawid vir Goliat oorwin, maar vandag wil ek vir jou kom vra, trek jy dalk iemand anders se wapens aan? Kom jy vandag en jy kom sê, maar ek is bereid om te kom veg vandag, maar ek het dalk nie genoegsame ervaring nie, ek het dalk nie die nodige tools om my te kan beskerm vandag nie, so dis vir my gemakliker, ek trek aan dit, ek kom probeer veg vandag met dit van my pastoor, ek kom probeer vandag veg met my man of my ouers, want ek meen ons, soos ek wat in die kerk of ek wat in 'n pastorie groot geword het vir baie lank het ek gedink, omdat my pa die pastoor was en my ma en hulle baie naby in die Here gelewe het, gaan ek saligmaking kry, omdat ek 'n kind van die Here, omdat ek 'n kind van die pastoor en sy vrou was. Toe nou nie. En ek moes leer, toe ek klaar met skool en 'n klomp dinge met my gebeur het, is, dat ek nie enige iets gaan bereik nie. Dat ek nie met mense kan werk nie, ek gaan nie mense kan help eendag, as ek gaan met dit wat ek my ouers geleer het nie. Ek moet gaan met dit wat ek by God gekry het. En wat vir my vasstaan hierso is dat Dawid moes moes 'n verhouding met die Here gehad het. Weet, voordat sy pa hom gestuur het om vir sy broers kos te vat, ek dink Dawid was hierdie, as ek sien hoe hy gedigte skryf het en liede geskryf het, moes Dawid regtig hierdie airy-fairy seentjie gewees het, wat getraliela daar in die velde, en jy weet, en hy het altyd gesing en hy het altyd gedroom, en ek dink nie, hy was regtig 'n vegter gewees nie, maar hy was hierdie ouetjie gewees wat gekom het en hy het sy goed beskerm, hy het sy skape beskerm, maar ek dink in hierdie tyd wat hy dalk in die velde was, wat hy herder was, het hy ook baie tyd gehad om met die Here te praat. Hy het tyd gehad om naby die Here te kom en dan het hy gegaan om sy diere te beskerm, om sy skape te beskerm. En ek dink daai moes vir hom 'n voorbereidingstyd gewees het.
wat die Here hom regtig geleer het van, dit is hoe jy my skape beskerm. Hierdie is waaroor dit gaan. Jy weet, terwyl die Here dalk van woord gegee het, terwyl hy nader aan die Here gekom het, het hy regtig 'n verhouding gebou met die Here. Want toe Goliat kom en hy daag die Israeliete uit, is dit behoorlik asof hy vir homself in 'n ander bloedgroep inwip. En hy sê, maar wie dink hierdie man is hy om my God uit te daag? Weet, ek gaan nie iemand uitdaag vir 'n geveg as ek nie omgee vir daai persoon nie. Ek sal my arm stomp beklei vir my man en my kind. En ek weet my man sal dieselfde vir my doen. Maar om dit vir 'n vreemde persoon te doen, wat dalk ander mense mag skade aandoen, al gaan hulle my dalk nie ons skade aandoen nie. Ek dink dit is baie moeiliker om daai ding te doen. So Dawid moes 'n verhouding met die Here gehad het. Hy moes lief gewees het vir die Here. En hier kom Saul, en Saul sê vir hom, okay, fine, jy kan in die oorlog ingaan, maar trek asseblief al my goeders aan, want Goliat kom hier so, hy's gepanser, hy sê in die begin van die hoofstuk, sê daar, hy het 'n koper helm opgehad, en hy het hierdie ding, hy het 'n skild opgehad, wat so skibbe gelyk het, so hierdie ou het voorbereid gegaan, want al was hy baie groot gewees, al was Goliat baie groot gewees, het hy gegaan om mense te intimideer ook. En hier kom Dawid. En ons hoor hierdie storie so baie. Ek dink behalwe die geboorte van Jesus, is hierdie steekie een van die gewildste verhale om te lees, waar ons lees van, ons het nie groot dinge nodig om die duiwel te verslaan nie, ons kan met een klippie kom. Maar vandag is my boodskap nie oor, kom jy net met jou een klippie van geloof nie. Vandag is my boodskap vir jou, terwyl ek weet, ons gaan deur moeilike tye in die wêreld. Ons gaan deur 'n stryd en baie van ons is moeg, baie van ons is teleurgestel, baie van ons het nie meer hoop nie. Al is dit in die begin van die jaar, het baie van ons net nie meer hoop nie en ons weet nie hoe moet ons hierdie tyd ingaan nie. Dan wil ek jou kom bemoedig om vir jou te sê, onthou net, jy het 'n verhouding met die Here. Dalk is jy nie verlore nie. Dalk is jy een van daai wat baie naby in die hart van die Here lewe en skielik kom daar iets om jou te bedreig. Dan wil ek vir jou sê, omdat jy 'n verhouding het met die Here, kom met dit wat jy het. Kom sonder om te probeer met jou ouers of jou man of wie ook al langs aan jou se wapens te kom nie, maar kom met dit wat die Here in jou hart geplaas het. Kom na hierdie oorlog toe vandag, want elke dag is 'n geleentheid op sy eie. Elke dag is 'n nuwe wapenstryd wat ons moet aangaan om teen die bose te kan opstaan. So vandag wil ek jou kom nooi, kom met dit wat jy het. Kom net met daai panser en dit wat die Here in jou hand plaas. Moenie probeer met iemand anders se wapenrusting kom beklei nie. Trek vandag vir jouself daai wapenrusting van Efesiërs 6 aan. Trek dit aan en sê, ja Here, ek is gereed om te kom doen vandag in hierdie missieveld van my. Ek vra elke dag, ja Here, gaan stuur my op 'n missie vandag. Stuur my na mense toe en stuur mense na my toe met wie ek kan praat. En Here, as daar enige iets is wat voor my lê vir hierdie dag, bid ek dat U vir my die nodige krag sal gee. Dat U vir my genoeg genade sal gee om aan te pak wat U wil hê ek moet aanpak. En kom ons kyk hoe help die Here jou oorwin. As jy dalk nie die regte krag het vir vandag nie, jy voel jy's bietjie te neergedruk, kom net met dit wat jy het en dit wat jy ken. Moenie probeer allerhande slim goeders van ander mense, want mense is baie, 101 ways to fight the devil. Ons kan nie met ander mense se raad gaan nie, ons kan luister na wat hulle sê, maar as jy nie self vir die Here gaan hoor het nie, as jy nie self daai intieme verhouding met die Here het nie, wil ek vir jou sê, mag jy dalk 'n probleem hê. En as jy dalk dit nie het nie, glo ek kom die Here vandag vir jou en hy sê vir jou, ek ken jou hart. Ek weet dat jy opreg voor my staan en ek weet jy is bereid om iets te doen en nie net te gaan lê nie. En kyk wat doen die Here deur jou vandag, om hierdie stryd wat vandag voor jou lê, aan te pak met alles binnekant jou.